3 Oktober. Ons is volkome in Christus, deur te wandel soos Christus gewandel het. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Kolossense 2 vers 6. U stry om die kroon van die lewe om hom te behaag, wat u so waardevol geag het, dat hy Jesus, sy enige gebore seun gegee het, om u van u sondes te red. Hou dit altyd voor oë, dat wat die moeite werd is om te doen, die moeite werd is om goed te doen. Steun op God om wysheid, sodat u nie een siel sal ontmoedig om reg te doen nie. Werk saam met Christus om siele tot hom te trek. Doen die uiterste in alles wat u onderneem. Jesus is u heiland. Steun op hom om u dag na dag te help, sodat u nie onkruid sal saai nie, maar die goeie saad van die koninkryk. U moet leer om sowel met u verstand as met u oë te sien. U moet oordeelkunde ontwikkel, sodat dit nie swak en ondoeltreffend sal wees nie. U moet om leiding bid en u weg aan die Here oorlaat. U moet u hart vir alle dwaasheid en sonde sluit en dit oopstel vir elke hemelse invloed. U moet die beste gebruik van u tyd en geleenthede maak om 'n simmetriese karakter te ontwikkel. U moet die volheid in hom hê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Dit beteken dat u die lewe van Christus moet bestudeer. U moet dit met meer erns bestudeer as wat u wêreldse kennis probeer opdoen, aangesien ewige belange belangriker is as die tydelike aardse dinge. As u die waarde en heiligheid van ewige dinge besef, sal u helderste denke, u beste kragte inspann om die probleem wat u ewige welsyn raak, op te los. Want alle ander belange is nietige vergelyke daarmee. U het die voorbeeld, Jesus Christus. Wandel in sy voetstappe en u sal bevoeg wees vir enige en elke posisie wat u geroep mag word om vol te staan. U moet nie voel dat u 'n slaaf is nie, maar 'n seun van God.